Baie welkom aan elkeen van julle. Ons het met die bazaar wat nou voor lê Vrydag. En hierdie is sommer weer 'n advertensie vir ons bazaar. Ons het goed gedink om hierdie jaar net 'n hemelvaartdiens boodskap uit te stuur. En ek gaan dit lekker kort hou en kompak hou vandag. Net om daarom vir julle weer te herinner dat ons hemelvaart vier. 40 dae na Jesus se opstanding vier ons hemelvaart en dan natuurlik ook Pinkster wat voor lê. So my boodskap is 'n bietjie gefokus op albei. Aan die een kant hemelvaart, begin van Handelinge, en dan natuurlik Pinkster en die uitstorting van die Heilige Gees wat ons in Handelinge 2 kry. Ek gaan 'n enkel paar verse lees uit Handelinge 2 uit vir julle dan voorhou. Toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het hulle almal op een plek vergader. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel soos van 'n geweldige stormwind en dit die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul. En hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom. En omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word, het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras en verbaas sê hulle toe vir mekaar, die mense wat daar praat is tog almal Galileërs. Hoe hoor ons elkeen in sy eie moedertaal praat? Perse, Medes en Elamiete, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea, Kappadosie, Pontus en provinsie Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en dele van die Libië om Sirene en mense uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het. Kreteners en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was almal verbaas en in die veld geslaan. Party het vir mekaar gesê, wat kan dit tog beteken? Maar party het gespot en gesê, hulle is dronk. Hulle is vol soetwyn, dink ek sê die ou vertaling hier. Vriende, as ons na hierdie gedeelte kyk, dan besef ons weer 'n paar belangrike dinge. In die eerste plek, wat hier gebeur is noem ons 'n hoorwonder. En hier is verskeidenheid van verskillende mense bymekaar en verskillende mensegroepe bymekaar, Perse, Mede, Elamiete, en dis almal mense wat verskillende tale praat. Maar wat dan hier gebeur is, hierdie groepie gelowiges wat hier bymekaar is, waarop die Heilige Gees dan uitgestort word en gegee word, begin dan in die tale praat van die hoorders. So die spreker self verstaan nie wat hy sê nie, maar die een wat dit hoor, verstaan. En hulle sê ook wat hulle sê, hoe hoor ons hulle in ons eie tale praat oor die groot dinge wat God gedoen het. So wat hier gebeur is, hier gebeur 'n hoorwonder. Die mense aan wie hulle bedien, verkondig die grootheid van God en die groot dinge van God, maar in 'n taal wat die spreker self nie verstaan nie, alhoewel dit 'n bekende taal was in die wêreld daar buite. En dis iets van die kenmerk hier van die uitstorting van die Heilige Gees. Is hierdie besondere verandering wat in hierdie mense se lewe kom. En dis iets wat ons in ons agterkop altyd moet hou as ons dink rondom hierdie belangrike momente in 'n mens se lewe. In die eerste plek vier ons natuurlik die opstanding van Christus en dan natuurlik die hemelvaart in hierdie tyd. Jesus wat gaan om vir ons plek voor te berei soos hy beloof het. Maar dan terselfdertyd het ons ook hier in Handelinge 2 die uitstorting van die Gees. En die vraag is, hoekom is dit nodig? En die nodigheid daarvan is die feit dat Jesus se belofte wat hy beloof het dan gaan waar word. Hy het beloof dat hy vir ons 'n trooster sal stuur wat by ons gaan wees en met ons gaan wees en ons gaan lei en ons vertroos en natuurlik die geloof in ons gaan werk en daardie geloof gaan uitbou in ons. Elke stukkie van ons geloof, elke stukkie van ons redding is afhanklik van die werk van die Heilige Gees. En daarom is dit belangrik dat die Gees in en deur ons werk. En ons dan verkondig en praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Want hoe kan 'n mens anders? Iets wat 'n mens opmerk, en ons gaan in die week met Pinkster gaan ons nou met 'n klomp verskillende fasette kyk na wat die Gees alles doen. Ons gaan kyk hoe die Gees ons lei, ons gaan kyk hoe die Gees ons vertroos, ons gaan kyk hoe die Gees dan vir ons troos, ons gaan kyk hoe die Gees reg deur die skrif op verskeidenheid van maniere na vore tree. Ons dink bijvoorbeeld aan Samson en Gideon, wat hy as rigters opref en krag gee om op te tree as rigters. Ons sien byvoorbeeld
dat hy byvoorbeeld ons lei in die waarheid, dat hy vir ons geloof in ons werk, dat hy ons vertroos, dat al daardie dinge lê onderliggend. Maar die groot ding wat ons heeltyd sien is, dat 'n klompie bang disippels, na die uitstorting van die Heilige Gees en na die hemelvaart van Christus, word apostels wat met krag verkondig. Hoekom? Want hulle kan nie anders nie. Deur die werking van die Heilige Gees kan hulle nie anders as om te verkondig die groot dinge wat God vir hulle gedoen het, maar ook die groot dinge wat God in ons lewens doen nie. Vriende, ek wil afsluit met hierdie gedagte. Ons almal wat vanoggend hoor, is medegelowiges wat saam op die einde van die dag op hierdie pad is. Medegelowiges wat deur die Gees alreeds verander is, en ons glo ook dat die Here ook mense na hom toe trek, en dat die Here ook mense verander en nuut maak, en ons gaan daaroor ook kyk in die week, ons gaan kyk hoe die Heilige Gees omstandighede verander in ons lewe, hoe hy ons na hom toe trek, hoe hy 'n pad saam met ons stap. Maar ons sal nie anders kan as om te praat oor die groot dinge wat God gedoen het nie. En ek wil hê jy moet vir 'n oomblik stil word, net vir 'n oomblik, en daar waar jy is vandag, en gaan dink oor die groot dinge wat die Here in jou lewe gedoen het. Dink oor die dinge wat die Here nou besig is om in jou lewe te doen. Dink oor die dinge wat die Here en deur sy Gees en deur die werking van sy Gees, die groot dinge wat hy in jou lewe verander het, die pad wat hy gestap het. Elkeen van ons as gelowiges, as ons terugkyk, kan sien wat is die pad wat die Here met ons gestap het. Kom ons gaan doen dit. Kom ons gaan fokus daarop, die groot dinge wat God vir ons gedoen het. Kom ons bid saam. Drie-enige God, Hemelvader, Here, ons het hierdie besondere geleentheid om weer te sien, Here, hoe die uitstorting van die Gees en die werking van die Gees in ons lewe ons nie net inspireer nie, ons nie net nuut maak nie, maar ook vir ons laat verkondig oor die groot dinge wat U in ons lewe gedoen het. Die Here gee dat ons getroue getuies daarvan sal wees, dat ons getrou sal verkondig, Here, en sal vertel vir die mense wat U in ons lewe gedoen het, hoe U ons omstandighede verander het, hoe U ons gelei het, hoe U ons vertroos het, al die dinge waarna ons in die week gaan kyk, hoe U ons krag gegee het vir elke dag, en hoe deur U Gees, Here, ook elke moment met ons is. Mag al hierdie dinge, ook ons bazaar wat voor lê, Here, ons bid daarvoor, ons vra dat U met ons bazaar sal wees, dat U dit sal seën, dat U ons sal lei daarin en sal seën, Here, maar dat terselfdertyd dat ons sal onthou, dat ons alles wat ons doen, sal doen tot verheerliking van U naam. Ons doen dit omdat ons, Here, op 'n vandag U kerk, U gemeente, U koninkryk wil dien, maar terselfdertyd ook omdat ons gemeenskap het met mekaar, en saam deel in hierdie heerlike geleentheid, om saam te kuier en saam te lag. Here, ons bid ook vir die Pinkster wat voor lê, ons vra, Here, in hierdie tydperk regtig 'n geseënde tyd sal wees, waar ons weer eens opnuut sal besef, wat is die werking van die Heilige Gees in ons lewe. Dit alles bid ons in Jesus Christus se naam alleen. Amen.